Dis Vrydagoggend, jy's ingeskakel by Herbou saam met Rian. Wat 'n voorreg, halleluja, ek wil hom loof, ek wil hom eer en ek wil hom aanbid. Halleluja. Nou ja, dis 'n voorreg om met jou te kan gesels uit die woord uit en dat ek jou kan inskerp vandag met die woord van Skepper lewende God. Ons het nou natuurlik 'n groot probleem. 'n Groot probleem. Ons as mens se grootste probleem is baie keer ons tong, ons mond. Want jy sien, ons mond bring ons in moeilikheid, ons mond spreek negatiewe dinge, en baie keer val ons lewe uit mekaar uit vanweë die feit dat ons mond verkeerde dinge spreek. Dit is ongelukkig so. En as jy nou kyk in die woord, daar is soveel aspekte in die woord wat ons waarsku dat ons nie negatief moet praat nie, en dat ons woorde het krag. So jou woorde dra absolute krag, en jou woorde dra krag ook teenoor mense. Jy het geweet dat jou woorde dra krag teenoor mense. So jy kan nie verkeerde woorde gebruik of verkeerd praat teenoor mense nie. So Vader het jou eintlik sy gees gegee en sy woord gegee om ander mense positief te impakteer. Dis tog wat ons moet doen. Ons is tog gelowiges, nie om gelowiges in die geheim te wees nie, maar om gelowiges in die openbaar te wees, sodat elke een kan sien, maar die lig van die lewende God skyn in en deur jou. So ons kan nie gelowiges in die geheim wees en niks sê en negatief praat of nie iemand impakteer op 'n positiewe wyse nie. Want ek het al geondervind in my lewe, almal wat 'n positiewe inspraak gehad het in my lewe, is manne of vroue van geloof. Dis manne wat 'n impak kom maak het in my lewe, en daarom is dit belangrik dat ek en jy ons woorde mooi sal kies, mooi sal kyk na ons woorde, hoe ons mond funksioneer, dat ons op die regte wyse mense sal impakteer. Kom ek gee gou vir jou 'n skrifgedeelte hier uit Jesaja hoofstuk 50 vers 4. Luister wat sê die woord. Hy sê, Jahwe het my 'n geoefende tong gegee. Hy het my wat gegee? 'n Geoefende tong. So met ander woorde, my tong en my mond moet geoefen wees deur die woord van Skepper lewende God. My mond moet geoefen wees deur die regte dinge te kan spreek. Hy gaan verder. Hy sê, Jahwe het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Jy geweet, jy kom elke dag, kom jy mense teë wat partykeer 'n positiewe impak nodig het, wat positiewe woorde nodig het. So jou woorde kan either iemand maak of breek. Jou woorde kan either vernietig of dit kan opbou. Jou woorde kan either iemand 'n helende effek gee of dit kan skade rig. So jy moet vandag die keuse maak van hoe jy gaan funksioneer in terme van jou spraak en dit wat jy sê. Jy maak die keuse. So mense, is baie belangrik dat ek en jy vandag sal oplet na die woord, want die woord sê baie duidelik dat ek en jy moet die vermoeides verkoop. En kyk wat gaan aan in hierdie wêreld. Is daar nie genoeg pyn en hartseer en verdriet en negativiteit en haat? Is daar nie genoeg van dit nie? So terwyl baie mense met haat tevoorskyn kom en met haat praat, moet ek en jy met liefde praat. Terwyl soveel mense met negativiteit praat, moet ek en jy met positiwiteit praat. Want jy sien, mense wil uit die land uit, en mense praat negatief oor Suid-Afrika, oor die dorp, oor jou omgewing, oor die stede. Mense praat soveel negativiteit, want jy sien, dit is ongelukkig die realiteit wat ons in die gesig staar, maar jy kan 'n verandering maak in iemand se lewe vanweë 'n positiwiteit, vanweë die regte woorde om hulle te impakteer. So kom sê die woord, hy sê, en ek weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Jy stap by die werk en daar's iemand wat dalk 'n moeilike omstandighede het en deur enorme tyd gaan. En Vader gee vir jou 'n geoefende tong. Met ander woorde, jy ken sy woord en jy het sy teenwoordigheid en jy ken wie die lewende God is, en daarom gee hy vir jou die inspraak van Heilige Gees om op die regte tyd en die regte manier iemand se lewe te impakteer. Ek wil lees vir jou verder. Hy sê,
Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Met ander woorde, ek hoor van die lewende God en ek praat vanweë sy teenwoordigheid, sy inspraak van sy Heilige Gees in my lewe. En mense het daardie inspraak nodig. So ek kan alleenlik praat wanneer ek die woord in my het. Ek kan alleenlik praat wanneer ek geïmpakteer word deur die teenwoordigheid van die lewende God, wanneer ek geïnspireer word deur Heilige Gees. Want jy sien, Vader wil jou gebruik op 'n besonderse wyse en ek en jy moet dit besef. Ons moet dit besef dat hierdie wêreld gaan nie net verander vanweë wat ook al nie. Die wêreld gaan verander en mense gaan om jou verander vanweë die lig van Yeshua wat in jou is, wat mense raak sien. Dis hoe mense gaan verander. Hulle gaan nie sommer net van self verander nie. Hulle gaan nie verander net as gevolg van sosiale media, of dalk van dit wat hulle op die TV sien, of dit wat in die samelewing plaasvind nie. Nee, mense verander vanweë daai persoonlike koneksie en daai persoonlike inspraak en ook die lig wat hulle ervaar in ander mense se lewens. So hoe ek funksioneer in die openbare is so belangrik. Hoe ek funksioneer met mense en die woorde wat ek spreek is so belangrik, want jy sien, Jahwe ons Elohim kyk nou natuurlik hoe jy opereer en hoe jy funksioneer. En hy wil hê, en hy gee hierdie gedeelte vir ons vandag, dat jy kan weet, dat Vader wil hê, dat ek en jy die regte inspraak moet maak aan mense se lewens. So my mond moet geoefen wees, my woorde moet geoefen wees, en my woorde moet 'n positiewe impak kan maak in mense se lewens om hulle lewe te verkoop. Ons sien daar's ander mense wat daarop uit is om af te breek, om te beklei, om mense aan te vat, om net te stry en te redeneer, en baie mense doen dit. Hulle gaan net daarop uit om hulle opinie af te druk of om te stry en te beklei en te veg en negatief te praat, en dis waarmee hulle besig is met hulle mond, in steede daarvan om 'n positiewe impak te maak in mense se lewens, om iemand te verkoop. Halleluja, in sy gees, in sy siel en in sy liggaam. So dis hoe ek en jy moet funksioneer op 'n daaglikse basis. So wanneer ek praat, kan ek nie net oor myself praat nie. Wanneer ek praat en wanneer ek besig is met mense, kan ek nie neerhalend praat of afkrakend of afbreekend nie. Nee, ek moet kan praat om mense in hulle gees, siel en liggaam te kan verkoop. En wanneer hulle dit ervaar, dan kan hulle weet, maar hoorie, so daar's 'n lig wat in ons skyn, en daardie lig is Yeshua. Halleluja. Want op die ou einde van die dag, ons is tog daar om mense na Yeshua toe te bring. Sodat mense kan glo in die God van hemel en aarde, dat hulle die verlossing kan ervaar van Yeshua, ons verlosser en saligmaker, sodat hulle ook die gawe van die ewige lewe kan beerwe. Halleluja. So wees die verskil vandag in mense se lewens. Wees die impak en die verkwikking wat mense vandag nodig het. Nou, baie dankie dat jy ingeskakel is, dankie dat jy geluister het na hierdie uitsending. Mag jy geseënd wees en mag jy hierdie Vrydag so geniet. Nou ja, van my kant af, Rian Abri, blessings vir jou, seëninge, tot weer, shalom.